Kom ek vang julle net so vinnig op waar ons was. Ons het begin laas week met Johannes 5 en ons het vers 1 tot 12 gedoen. En die laaste week wat ek hier was. Het ons vers 1 tot 12 gedoen en ons kop vanaand af by vers 13. Maar ek wil julle net so vinnig bietjie opvang, so hoofstuk 5 skop af met Jesus wat op pad is Jerusalem toe. En die woord sê vir ons, hy gaan by die skaappoort in Jerusalem. En dis dieselfde poort waar elke Israeliet wat 'n offer sou bring Jerusalem toe, sou deur hierdie poort gegaan het. En dan daar sou hulle die diere laat skoonmaak het en laat was het en so aan. Maar by hierdie poort ook was die bekende bad van Bethesda gewees. En ek weet ons sing dit soms so lekker, ek weet ons het baie tentdienste bygewoon toe ek nog in Amanzimtoti was. En dis omtrent die enigste Afrikaanse liedjie wat die Zulu kerk kon sing. 'n Spring in die bad van Bethesda. Hey, en dan roer hulle. En as jy om die derde keer sing, dan begin hulle so om die stoele hardloop soos wat hulle roer. En ons ken die bad van Bethesda, maar ek dink wat die Here daar doen is eintlik soveel meer. Want wat die Here kom doen is hy kom haal die fokus van die bad af. Sê jy het nie meer 'n bad nodig nie. Jy het nie meer nodig dat jy iewers heen moet gaan en 'n spesiale ding gaan doen en iewers te moet inklim en gaan souk vir 'n halfuur. Jy het nie meer nodig vir dit nie. Kom net na my toe. Ek sal vir jou genesing bring. Ek sal gesondheid bring. En ons sien 'n man wat daar lê, 38 jaar. Vir 38 jaar is dit dieselfde storie, dag in en dag uit. Hy lê net daar. Hy kan nie vinnig genoeg by die bad kom om eers in te kom om genees te word nie, want elke keer, die woord sê hy sê elke keer is daar iemand wat voor my ingaan of eers in die bad kom. So die man lê daar met geen resultate nie. Maar toe ontmoet hy vir Jesus. En Jesus vra vir hom die vraag wat as ons dit in vandag se kultuur moes ontleed, sou ons gedink het, ja, is die Here dan nou so bietjie sarkasties? Vra hy vir die man, wil jy gesond word? Die antwoord is mos natuurlik. Ek sou nie hier lê want dit is vir my lekker nie. Ek lê nie hier want dit is van nie. Maar sien, die vraag was nie sarkasties bedoel nie. Maar dit was om die man se hoop te toets. Dit was om die man op daai punt te kry om te begin dink, maar hoe lank lê jy nou al by die bad? Nommer 1. En wat het dit vir jou beteken? Wil jy werklik gesond word? Want as jy wil, dit gaan nie by die bad gebeur nie. En ek dink iets in daai man se hart het oopgegaan en hy het gesien, maar hierdie man wat met my praat, daar's iets anders in hom. En hy sê toe nou ja. Maar sien die probleem was, dit was die Sabbat. Dit was die Sabbatdag gewees. En die Jode het geglo jy doen niks op 'n Sabbatdag nie. Ongeag dat Jesus 'n wonderwerk gedoen het en iemand genees het op die Sabbatdag, iets wat die Jode dalk nie lekker kon verduidelik nie, besluit hulle om hierdie man pak slaag te gee, want wat doen hy op die Sabbat? Hy tel sy bedrol op, sy slaapmat en hy loop met hom. Die man dra iets op die Sabbat. En die Fariseërs so die mekaar en verdwaal soos wat hulle is, mis die wonderwerk heeltemal en besluit om hierdie man pak slaag te gee oor die feit dat hy iets opgetel het en dit gedra het op die Sabbat. Sien, die Jode glo dat jy mag niks buite jou woning op die Sabbatdag ronddra nie. En ek het 'n interessante ding gelees in die week oor die Jode vandag in Manhattan, New York. En ek moet versigtig wees om sleg te praat van die Jode. Soms wil hulle nie sleg praat nie. Maar iewers te maak hulle 'n fout. En iewers te mis hulle, sit hulle die pot heeltemal mis en ons kan daaruit leer. En iets wat net weer vir my gewys het, is hierdie Jode in Manhattan, hoe ver sit hulle die pot eintlik mis. Sien, omdat die Sabbat bepaal dat jy niks mag dra buite jou woning op die Sabbatdag nie,
sou dit vir die Jode sonde gewees het om jou selfoon in jou sak te dra as jy in die dorp rondloop. Jy mag nie eens tissues by jou hê as jy 'n Jood is op die Sabbatdag en jy wil beweeg nie. Want jy mag niks dra nie. Alles klassifiseer dan as dra. As ek my lippies in my sak het, dan dra ek my lippies en dan moet ek 'n offer gemaak. Dan het ek nou sonde gedoen. Jawel. Iemand moet dit dalk vir hulle sê. Iemand moet dit dalk vir hulle sê. Dalk skrik iemand wakker. So wat hulle doen, en net so vir interessantheid, hierdie oefening kos hulle tussen $150 en $170,000 'n jaar. So reg rondom Manhattan, bo op die lamppale, heel bo, het die Jode vislyn gevat en het reg rondom Manhattan gespan. Want dit is hulle ompaadjie om te sê, hierdie is 'n afgebakende sone, dit klassifiseer as 'n bewoonbare sone of 'n bewoning. So ons kan binne in Manhattan kan ons goed ronddra. En dit klink verskriklik slim, totdat jy agterkom, dit is juist die probleem. Hoekom is dit nodig om ompaadjies uit te dink, sodat ek dit wat eintlik verkeerd is kan doen? Hoekom is dit nodig om deur al hierdie moeite te gaan, net sodat ek verskoon kan word van dit wat ek verkeerd doen? Dit spreek mos nou nie van 'n verhouding nie. As ek moet verskonings begin uitdink en ompaadjies uitdink om die verkeerde goed te doen, dan het ek nie 'n verhouding met God nie. Want wat 'n verhouding sê is ek wil nie 'n verskoning uitdink nie. Ek wil nie ompaadjies uitdink nie. Ek wil myself nie regverdig op een of ander manier nie. As ek dan nou werklik glo in wat die wet sê en die wet sê ek mag niks dra nie, dan gaan ek niks dra nie. Ek gaan nie honderde duisende rande, honderde duisende dollars spandeer om vislyn op 'n lamppaal in stand te hou deur die jaar nie. Dis so erg dat daar is, ek kan nou nie onthou nie, maar daar's 'n span, 'n groep mense aangestel deur die Jode om seker te maak hierdie lyn bly aan een. Hy het nie iewers te gebreek nie. En dit is so erg dat as daai lyn breek net voor die Sabbat, dan sal daai mense reg deur die nag werk om seker te maak dat daai lyn op en aan die gang is, want as daai lyn nie reg is nie, sit daar honderde duisende Jode in Manhattan, New York, wat nie uit hulle woongebied mag uitgaan nie, wat nie uit hulle huise uit mag gaan en iets in hulle sakke dra nie. Ons praat nie sleg van die Jode nie, maar iewers moet ons hierdie spreekwoordelike vislyn deurtrek na ons lewens toe. Wat so ompaadjies en draadjies dink ons uit? Ons sien dit hier in die Fariseërs se optrede. Hulle wil vir Jesus nail, hulle wil hom vervolg, hulle wil hom kruisig, hulle wil hom seermaak, hulle wil hom stop, hulle wil hom stil maak, maar hulle het nie iets nie. So dan gryp hulle na grashalms en sê, maar dit was op die Sabbat. En die man, hy het vir die man gesê om sy bedrol op te tel en te loop. Sien, die beste voorbeeld waarmee ek kon uitkom om dit vir ons heeltemal verstaanbaar te maak. Ek hou van 'n voorbeeld uitdink. Dis soos om wanneer jy kar bestuur. Jy hou by al die wette van die pad. Jy volg elke reël, jy stop by die stopstraat, jy gaan nie vinniger as die spoedlimiet nie, jy bly in jou baan, jy oortyk nie oor 'n soliede streep nie, jy doen al hierdie goeders reg. Maar die kar waarin jy ry, het jy 3 blokke teruggesteel. Jy mis die hele punt. Wat help dit jy probeer nou al hierdie reëls hou? Of jou lisensie het verval. Sien julle, die probleem is dat dit gaan nie meer, dit het nooit gegaan oor die wet nie. God het nooit die wet gegee om hulle in hierdie boksie te druk en vir hulle pak slaag te gee oor elke ding nie. Dis nie waaroor dit gegaan het. Dit het gegaan oor die hart agter die wet. Is jy bereid om te doen wat God sê jy moet doen? Of gaan jy jou beste manier probeer, jou beste gee om alles vir jou te vergemaklik,
en dalk weg te kom met 'n paar reëls buig. Dis nie 'n verhouding met God nie. Dis tradisie. In elk geval, kom ons begin, vers 13. Die man het gesond geword en het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom ongemerk weggeglip, aangesien daar op die plek 'n skare byeen was. En ek dink vir baie jare het hierdie optrede 'n klomp mense dalk so 'n bietjie de mekaar gemaak. Ek meen, Jesus doen nou 'n wonderwerk. Ek is seker daarvan as die skare gesien het dat dit hy was wat dit gedoen het en die fariseërs het iets probeer sê, sou die skare 10-1 vir hom opgekom het, want hy het nou mos 'n wonderwerk gedoen. Ons sien die Jode van Galilea kan nie wag dat Jesus by hulle moet uitkom nie, want al wat hulle soek is die wonderwerke. So hoekom glip Jesus net weg? Onopgemerk raak hy net weg, soveel so dat die man kan nie eens vir die fariseërs uitwys wie het hom gesond gemaak nie. Sien, die woord is nie vir ons 100% duidelik nie. Maar as ons Jesus se optrede hier vat en ons vergelyk dit met sy woorde regdeur van die evangelies, as hy iemand gesond maak, kan sê hy, gaan en sê vir niemand hiervan nie. Hy sê vir sy ma by die bruilofsfees, my tyd het nog nie gekom nie. Sien, ek dink die rede hoekom Jesus dalk hier weggeglip het is tweedelig. Eerstens, Jesus besef dat as die man hom tussen die gehoor moes uitwys, dan sou dit dieselfde situasie wees as Galilea. Die mense sou die wonderwerk raak sien en nie Jesus raak sien nie. Want ek dink as 'n man vir 38 jaar iewerste in die dorp lê langs die bad, iewerste sou iemand al hom gesien het. Die man sou al daarom iewerste 'n nuusberig gehaal het, weet die Standard Chronicle sou al 'n interview gedoen het en by hom gehoor het hoe gaan dit en dink die mense weet van die man, en as hy uitgewys het, daar is Jesus, dan het hulle dieselfde fout gemaak, en Jesus se hart vir ons is om nie 'n fout te maak nie. So hy glip net weg. En die tweede rede wat ek dalk dink is dit sou nie sy bediening goed gedoen het, as hulle hom daar langs die bad al gearresteer het nie. Want ongeag wat, of Jesus nou die regte ding of nie gedoen het nie, die Jode sou hom vervolg het. En ons sien later hierin, dat dit is juis hulle plan. As gevolg van hierdie optrede was dit amper nou, jy weet, die laaste strooitjie vir hulle gewees. Verder kan hulle dit nie meer vat nie. Hulle maak nou planne om hom te vervolg. So ek dink dit was 'n strategiese ontduiking. Dit is nie omdat Jesus bang was om mense te konfronteer nie. Was nie omdat hy onseker was oor of hy iets reg of verkeerd gedoen het nie. Was om sy bediening te beskerm en om die mense se harte te beskerm. Vers 14. Hierna kry Jesus hom op die tempelterrein en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moenie langer sondig nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Ek dink dit sal elke persoon in Standerton en in Suid-Afrika, en ek dink reg oor die wêreld eintlik, dit sal elke persoon baie, baie goed doen, as ons net vir 'n oomblik stil staan by wat in vers 14 gebeur. Sien, hierdie man doen iets wat ek dink God se hart so bly gemaak het. Hierdie man was genees van 'n siekte, 'n gebrek wat vir 38 jaar sy lewe gesteel het. Vir 38 jaar kon hy niks doen nie. Vir 38 jaar lê hy langs 'n bad met geen hoop nie, geen uitsig vir die lewe nie. En die dag wat die Here hom gesond maak, weet julle hoeveel kon hy doen? Hierdie man kon besluit, ek gaan my familie gaan soek. Ek gaan hulle gaan opspoor. Hierdie man kon besluit, ek gaan die aand op die dorp spandeer. Hierdie man kon besluit, ek het vir 38 jaar tyd alleen spandeer. Ek gaan vir my 'n vrou gaan soek. Daar's so baie wat hierdie man kon doen, nadat hy vir 38 jaar langs die bad gelê het. En nou kan hy loop, nou is hy gesond. Maar wat doen hy?
Ons gaan nou daarby uitkom. Daar is teorieë en goed oor wat dit was. Maar na 38 jaar, wat hierdie man sy lewe lank se bad gemors het, staan hy op en hy gaan tempel toe. Staan hy op en hy sê, ek wil niks anders te doen as om met God te gaan praat nie. Ek het niks iewers anders te verloor nie. Ek het vir 38 jaar hier gelê, het 'n man uit nêrens uit gekom, my gesond gemaak en my opgetel nie. Ek gaan tempel toe. Sien, dis vir my moeilik. En ek sê dit met al die empatie en simpatie wat ek by mekaar kan maak. Dit is vir my baie moeilik om te luister as mense vir my sê, ek voel nie meer die teenwoordigheid van die Here nie. Maar ek weet, hulle kom ook nie in die huis van die Here nie. Dit is my baie moeilik om te hoor dat ek voel nie, die Here praat nie meer met my nie, maar ek weet vir 'n feit, daai persoon bid nie. As ons die Here wil beleef en ervaar, kom by hom uit. Hy maak dit nie moeilik nie. Hy steek homself nie weg nie. Daar's nie toetse wat jy moet skryf of raaisels wat jy moet beantwoord voordat jy by God uitkom nie. Dis so eenvoudig, so staan op en gaan tempel toe. Jy gaan sit nie by Home Affairs en hoop jy sien 'n dokter nie. En as jy doen, hardloop. Is 'n toordokter of iets, ja. Die man se begeerte was om by God uit te kom. Maar hy het nie opgestaan van die bad af en vir God in die kroeg gaan soek nie. En ek weet dit klink hard, maar hy het nie opgestaan en God by sy familie gaan soek nie. Hy het nie opgestaan en God by die fariseërs gaan soek of by die priester nie. Hy het gegaan en tempel toe gegaan. Want hy het 'n soeking na God gehad. As jy God wil ontmoet, en as jy 'n verhouding met Jesus soek, en ek weet ek preek nou vir die koor, maar kom na die huis van die Here toe. Dis waar jy hom gaan kry. Daar, en wat gebeur by die tempel? Waar ontmoet Jesus hom? Of kom ek vra die vraag anderste. Waar ontmoet hy vir Jesus? Hy ontmoet Jesus nie by die bad nie. Onthou julle toe die fariseërs hom vra, wie is die man wat jou genees het, kon hy nie sê wie dit was nie, want hy het nie geweet nie. Hy het nie daar Jesus ontmoet en hom geken vir wie hy is nie. Waar ontmoet hierdie man vir Jesus? By die tempel. Hy ontmoet vir Jesus daar, en daar word sy lewe werklik verander. Die man soek en Jesus antwoord. Sien, Jesus het alreeds sy liggaam genees, maar dit was by die tempel waar hy sy lewe verander het. Hy sê, kyk, jy is nou gesond, moenie langer sondig nie, sodat iets ergers nie met jou gebeur nie. Nou baie mense reken, en as hier, ek dink ek ken almal, is hier iemand wat iewers op in hulle lewe medies geswat het? Julle gaan vir my nou moet uithelp. Ok, maar dan gaan hy my dalk kan reghelp of vir my sê, ek moet ophou praat, want ek praat nonsens. So wat die slim mense reken, die teoloë, is dat as gevolg van een of ander seksuele oordraagbare siekte, was hierdie man verlam gewees. En ek het nie die mediese navorsing om dit te toets nie, maar ek weet van hierdie siektes, van hierdie virale siektes, kan so ver gaan as om jou verlam te maak. Kan jou rugstring aantas of wat ook al dit is. Maar dis eintlik nie wat die saak maak nie. Dis eintlik nie waaroor ons kop hoef te breek oor wat se sonde het hierdie man gehad, wat is dit wat dit veroorsaak, waarvan het die Here hom genees nie. Wat saak maak en wat ons hieruit moet vat, dit is as Jesus jou lewe aangeraak het.
As hy vir jou gesê het en het jou aangeraak en jou opgetel en het vir jou gesê staan op en loop, dan kan jy nie anderste as om terug te gaan na waar jy was nie. Ongeag wat hierdie man se begeertes was of se sondes was, die Here weet waar dit ontstaan en dit maak vir niemand anders te saak nie. Want toe die Here hom aanraak, sê hy vir hom gaan en sondig nie meer nie. Moenie teruggaan na waar jy was voordat jy hierdie siekte ontdek het nie. As die Here jou aangeraak het en jou genees het en jou opgetel het, en jy werklik in jou hart dankbaar is teenoor hom daarvoor, kan jy nie teruggaan nie. Jy kan nie omdraai en teruggaan, en ek praat nie teruggaan bad toe nie. Ek praat van teruggaan na dieselfde leefstyl toe. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1. Dit sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou daar's te veel oos, en dan hak my tong vas. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel, as 'n offer, wat lewend en heilig, en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Wat sê Paulus hier? Op grond van wat? God se barmhartigheid. Wat is barmhartigheid in Engels? Ons weet genade is grace, die mercy. Weet julle wat is die verskil tussen grace en mercy? Tussen genade en barmhartigheid? Genade is om nie te ontvang wat jy verdien nie. Ons het aangejaag, ons het 'n straf, ons verdien om gestraf te word as gevolg van dit wat ons gedoen het. En as ons dit nie ontvang nie, is dit genade. Mercy of barmhartigheid is wanneer ons wel ontvang wat ons nie verdien nie. So op grond van God se barmhartigheid, op grond van alles wat hy vir jou gedoen het, wat jy niks gedoen het om te verdien nie, op grond daarvan dat hy jou genees het en jy 10-10-1 op daai ongeneesbare plek gesit het as gevolg van jou eie optrede. Die feit dat God jou finansiëel gehelp het en eintlik is jy in hierdie finansiële las as gevolg van jou eie optrede. Die feit dat God jou gehelp het wanneer jy dit nie verdien het nie, op grond daarvan sê Paulus, jou sinvolle reaksie, die minste wat jy kan doen, is gee jou lewe vir hom. Stel jou liggaam voor hom as 'n heilige en God welgevallige offer. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit om jou liggaam beskikbaar te stel as 'n lewende en heilige offer wat vir God aanneemlik is? Beteken as ek eendag voor God staan. Nee, kom ons reverse dit nog terug, voordat jy op daai punt uitkom. Beteken wanneer jy jou hand opsteek en ek sê, Here, gebruik my. Here, hier is ek is bereid om te doen wat U vir my vra om te doen. Dan moet jy nie hierdie liggaam aanhou besoedel met 'n klomp goed wat vir God nie aanneemlik is nie. En iewerste moet ek vir myself die som maak en sê, ek moet ophou met hierdie optrede, want hierdie optrede stem nie ooreen met dit wat ek probeer leef vir God nie. Ek wil my liggaam vir hom gee, maar my liggaam behoort nog aan 'n klomp ander goed ook. Ek wil my liggaam opoffer as 'n offer voor hom, maar daar's gedeeltes van my wat ek terughou, want ek moet dit iewers anders te gaan offer. Dis wat dit beteken. En ek dink dis indirek wat Jesus vir hierdie man sê. Jy's nou genees. Jy het nou 'n volmaakte liggaam. Gaan in sondig nie verder nie. Want dit wat jy nou het, hierdie testimony, hierdie getuienis wat nou binne in jou leef, kan jy nie besoedel met jou liggaam op 'n ander klomp ander plekke gaan offer nie. So wat Paulus sê, as jy in ag neem wat God vir jou gedoen het, dan is die minste wat jy kan doen, is om jou lewe as 'n offer vir hom te gee, wat heilig en aanneemlik vir hom is. Maar
Dan sê Paulus hier 'n laaste ding in daai teksgedeelte. Hy sê dit is jou sinvolle godsdiens. Ander vertaling sê dit is jou redelike godsdiens. Waarop dit neerkom, die wêreld het godsdiens so misdraai, dat ons het godsdiens gemaak oor wat moet ek doen. Ek moet A, B en C doen, dan is ek godsdienstig. En godsdienstigheid, religiousness, het amper 'n vloekwoord in vandag se kerk geword. En is eintlik nie veronderstel om so 'n slegte woord te wees nie. Godsdiens moet eintlik 'n mooi woord wees. To be religious moet iets wees wat eintlik vir jou 'n stempel gee, wat vir jou sê, well done, maar nou het dit sleg geword, want ons het dit gaan verdraai. Sien, jou sinvolle godsdiens is nie om iets te doen nie, dis wat is jy besig om op te hou doen? Wat is jy besig om af te lê? Wat is jy besig om neer te lê vir God? Dit is jou godsdiens. Heiligmaking. En dis jou redelike, jou sinvolle. En ek dink as ons 'n Afrikaanse woord daar moes invoeg, is die minste. Is leef net soos wat hy wil hê jy moet leef. Vers 15 en 16. Die man het weggegaan en die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Hieroor wou die Jode hom vervolg, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En hier begin die spanning verskriklik hoog raak tussen Jesus en die Fariseërs. Hier begin hulle gewelddadige gedagtes uitdink. Vers 16 sê, hieroor wou die Jode hom vervolg. Ander vertaling sê, het hulle beraam om hom dood te maak, beplan om hom dood te maak, omdat hy hierdie op die Sabbat gedoen het. Sien, die Fariseërs raak al rooier, soveel so dat hulle sy bediening wil eindig en hom wil vervolg. En ek dink die een ding wat die Jode nie geweet het nie, en die ding wat ons soms vergeet, is wie is Jesus? Hulle het nie geweet dat Jesus is nie net die gesalfde een van God nie. Ons vergeet soms wie hy is en dink hy is net die gesalfde van God. Die Jode het nie geweet dat by die instelling, by die vorming van die Sabbat, reg in die begin van Genesis, toe God op die 7de dag rus, was Jesus daar nie. Die Jode het nie geweet dat toe Moses met die kliptafels van die berg af kom en hulle die eerste keer hoor van julle moet die Sabbatdag onderhou, hulle het nie geweet dat Jesus was toe ook daar betrokke nie. Hulle vergeet, of hulle weet nie wie hy is nie. Ek en jy vergeet soms met wie ons te doen het. Dis nie Jesus wat die Sabbat verkeerd verstaan het nie. Dis die Jode wat dit iets gemaak het, wat dit nie is nie. God skep alles in 6 dae, en op die 7de dag rus hy, en aanskou hy wat hy gemaak het. En hy sê dit is baie goed gewees. Die Sabbat was bedoel vir 'n dag van rus en reflekteer oor die werke van God wat in die week verby is. Dis waar dit begin het. Die eerste Sabbat wat gevat was toe God gerus het en sy werke aanskou het. En sy intensie daar vir ons as mense is om dieselfde te doen, om die dag te vat, te rus en te aanskou, waarmee is God besig? So hoekom gee God vir hulle al hierdie reëls? Hoekom sê hy, julle mag nie goed ronddra nie, en julle mag nie ploeg nie, en julle mag nie dit nie, en julle mag nie daai nie? Ek het nou nog nie kinders nie, maar sê jy vir 'n kind, die plaat is warm, dan gaan hy wel voel of hy warm is. So baie ouers het nou al op die punt gekom waar hulle net reguit vir die kind sê, moenie aan die plaat vat nie. En ek dink God weet
dit help nie om vir mense te sê wat hy eintlik wil hê nie. Hy het geweet om hulle op daai punt te bring, om hulle te forceer om te rus, moes hy vir hulle gesê het, okay, julle hardhorende mense, julle mag nie dit nie, en julle mag nie dit nie, om hulle te forceer tot op 'n plek van rus en reflekteer. Maar weer eens kom die godsdienstigheid, die verkeerde kant van godsdienstigheid. En hulle maak dit iets wat dit nie is nie. Verdraai dit in 'n stel reëls waaroor hulle mense pak slaaf wil gee. Inteendeel, wat ek dink die Jode nie besef nie, is op daai dag werk hulle harder om by Jesus uit te kom as wat Jesus gewerk het om die man te genees. Hulle werk harder om by hom uit te kom as wat die man gewerk het om sy bedrol op te tel. So ja, soms moet 'n ou maar vra, is dan om klere te dra nie ook werk nie. Sien, as 'n ou die verskonings begin oopkrap, dan gaan jy begin agterkom hier, maak eintlik glad nie sin nie. Maak eintlik glad nie sin wat jy van praat nie. Sien, soms sit ons ook die pot heeltemal mis. En dink ons kan ons die Here reghelp oor die goed wat hy eintlik geïnisieer het. Vir die Jode was die ding waaroor hulle gestruikel het, die Sabbat. Jesus het gekom en hy het goed gedoen op die Sabbat wat hulle nie verstaan het nie, wat hulle nie aanvaar het nie, wat hulle nie goedgekeur het nie. En omdat hulle nie geweet het wie Jesus is nie, het hulle gedink kan hulle hom reghelp. Ons sal vir hom sê, ons gaan hom genoeg pak slaag gee en dan gaan hy luister. Kom ons fight nie die hele tyd met die Jode nie. Kom ons fight bietjie met onsself. Soms initieer die Here iets in jou lewe. Begin hy 'n reis in jou lewe, sit hy jou op 'n pad in jou lewe. En wanneer dinge nie meer lekker is nie, dan wil ons hom vinnig reghelp en sê, maar hey, dis nie waarvoor ek opgeteken het nie. Ek sien nie kans nou meer vir die nie. Dis nie reg nie. Ons vergeet wie was by die grondlegging van die aarde gewees. Wie is die een wat jou in jou moeder se skoot gevorm het? Wie is die een wat aan die einde van tyd staan en terugkyk na die begin van jou lewe en hy weet presies wat kom en hy weet presies waar jy is en hy weet presies wat aangaan, maar in plaas daarvan om ons hande op te steek en te sê, Here, ek weet nie wat aangaan nie, maar Here, U weet. Die Afrikaanse vertaling noem dit, dan murmureer ons. Ek dink die Engels gee dit net 'n beter woord, want as ek dit sê, dan voel ek sommer die gevoel wat saam met dit kom. Die Engels noem dit grumble. Ek loop en grumble. Wat nou nie gewees het nie. Dis wat die Jode doen hier teenoor Jesus. Hulle loop en murmureer en grumble oor hierdie ou wat so waar as wragtig op die Sabbat iets gedoen het. Vers 17. Maar Jesus het hulle geantwoord. So ons neem aan, iewers het die Jode toe nou by Jesus uitgekom, of die mense, of wie ook al, maar Jesus het hulle geantwoord. My Vader is tot nou toe aan die werk, en ek is ook aan die werk. Ek wil net so vinnig met julle paadjie omstap, want dan gaan ons hierdie verstaan. Daar's een ding wat ons moet verstaan van Jesus. Jesus het 'n vreugde binne in hom gehad wat onbeskryfbaar is. Hoekom dink julle was dit vir Jesus moontlik om aan te hou doen wat hy doen, om aan te hou doen wat die Here vir hom vra, wat God vir hom vra om te doen, terwyl hy vervolging en dood in die gesig staar? Hoe, as hy ten volle mens was, gelyk aan elkeen van ons, hoe het hy uitgehou? Die Heilige Gees, definitief, maar sien, daar's 'n spesiale vreugde binne in hom gewees, 'n vreugde wat soos 'n vuur vir 'n mot was,
wat mense na hom toe aangetrek het. Hebreërs 1 vers 9 praat van Jesus en dan sê hulle dat hy gesalf was met 'n olie van vreugde meer as enige een van sy vriende. Hierdie vreugde wat binne in Jesus was, het uitgestraal. So waar ontdek Jesus hierdie vrede? Waar ontdek hy hierdie vrede wat ten spyte van die feit dat die Jode hom wil vervolg, gee hy vir hulle 'n antwoord soos hierdie ene wat sê, my Vader is tot nou toe aan die werk, so ek is ook aan die werk. Hoekom het hy nie net soos 'n normale mens opgetree en sy oë groot getrek en gesê, sorry meneer, ek sal nie been nie? Waar ontdek hy die vrede? Was dit omdat hy 'n dieper verstaan van dinge gehad het? Was dit omdat hy 'n dieper verstandhouding gehad het met die Vader, 'n dieper verstaan van wat in die hemel aangaan? Was dit die rede? Maar dit was nie omdat hy een of ander spesiale kennis bo ons as mense gehad het nie. Filippense sê dat hy het homself in elke vorm leeg gemaak en die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het hom uitgegiet van al sy goddelike, bonatuurlike krag en homself in elke manier gelyk gemaak aan die mens. So was dit omdat hy een of ander filosofiese kennis gehad het oor die sleutel van geluk. Definitief. Sien die Julle is almal 100% reg. Ek wil die rede vereenvoudig. Sien die rede vir Jesus se vreugde is eintlik eenvoudig. En ons sien dit reg deur die evangelies en dit is so eenvoudig dat enige een van ons dit kan bereik. Daai selfde vreugde is beskikbaar vir elkeen van julle. Jesus se hele lewe, al sy besluite, elke tree wat hy gegee het, het gevloei uit 'n verhouding met die Vader. Wat hy hier sê hy nie net as 'n bietjie inligting of 'n bron van inligting vir die mense nie. Wanneer hy sê, my Vader is tot nou toe aan die werk en ek is ook aan die werk. Hy het 'n verhouding met die Vader. Hy weet wat die Vader besig is om te doen. Daarom kan hy dit ook doen. En daarom is dit vir my en jou ook beskikbaar. Want raai wat? Die voorhangsel is geskeur. En die troonkamer is vir elkeen van ons beskikbaar. Die woord sê, nou kan ons met vrymoedigheid die troonkamer van God binne ingaan. Jy het ook die vermoë om 'n verhouding met die Vader te hê, soos wat Jesus met die Vader gehad het. Want Filippense sê, hy was gelyk in elke opsig aan ons as mens. Hy het homself totaal uitgegiet. So hierdie vreugde wat hy gekry het, hierdie vreugde wat hy gehad het om te kan aangaan en te sê, my Vader werk, so ek werk, en die vreesloosheid om die gevaar in die gesig te staar en nog steeds vreugde te hê, kom uit 'n plek van sy verhouding met die Vader. Wanneer ek 'n verhouding met die Vader het, dan weet ek wie ek is en ek weet wat is my autoriteit. Wanneer ek 'n verhouding met die Vader het, dan het ek die Heilige Gees. Wanneer ek 'n verhouding met die Vader het, dan vloei alles wat God van my verwag uit daai verhouding uit. As ek jou moes vra vanaand, en dalk het ek nou die antwoord weggegee. As ek jou moes vra vanaand, wat is die een ding wat jou lewe betekenis gee vandag? Wat sal jou antwoord wees?
dis 'n mikpunt, dis iets waarby ek uitkom. Maar my elke dag hier nou, elke ding wat ek doen, wat gee dit betekenis? Jou verhouding met die Vader. En ons kan 'n klomp ander mooi antwoorde uitdink. My bediening gee vir my betekenis. Ons kan ander mooi antwoorde uitdink soos om 'n ma of 'n pa vir my kinders te wees, dit gee vir my betekenis. Om 'n steunpilaar in my familie te wees, my werk, my kerk of my rol in die gemeente is wat vir my betekenis gee. Nee, dit is nie. Wat vir jou betekenis gee, is jou rol, is jou verhouding met die Vader. Sien, nie een van die goed kom eers naby oor hoe belangrik jou verhouding met die Vader is nie. Want as ek 'n verhouding met die Vader het, en ek doen nie een van daai goed nie, maar ek het 'n verhouding met die Vader, dan gaan ek nog oukei wees. Maar al doen ek al hierdie goed, en ek het nie 'n verhouding met die Vader nie, dan is jou pad na 'n baie onlekker plek toe. En sien, Jesus het dit verstaan. Alles vloei uit jou verhouding met die Vader. Ons dink hierdie goed gaan my 'n beter verhouding met die Vader gee, wanneer ek 'n goeie man is, en wanneer ek 'n goeie vrou is, en as ek my alles in my bediening insit, en al hierdie goed gaan maak dat ek 'n beter persoon wees, en as ek 'n beter persoon is, dan gaan ek 'n beter verhouding met die Vader hê. Dis glad nie die geval nie. En weer eens is dit hierdie slim, klein goedjietjies wat die vyand ons kom laat dink en doen. Verstaan, dis nou 'n 3 grade skuif hier in die begin. Maar verder af in jou lewe, mis jy die merk heeltemal. Dis 'n klein dingetjie wat hy verander. Al wat hy kom doen is hy draai net die prioriteite so 'n bietjie om. Hy sê, wees eers 'n goeie mens, en dan sal jy 'n goeie verhouding met die Vader hê. Waar in werklikheid dit eintlik is, hê 'n goeie verhouding met die Vader. En van daaruit sal jy 'n goeie mens word. Van daaruit sal jy 'n beter pa vir jou kinders wees. Van daaruit sal jy 'n beter man vir jou vrou wees. Van daaruit sal jy 'n beter bediening hê. Van daaruit sal jy jou rol in die kerk vervul. Van daaruit sal jy jou werk beter doen. Dit vloei vanuit 'n verhouding met die Vader. Dit bou nie 'n verhouding met die Vader nie. En sien, Jesus maak eintlik 'n argument, baie goeie argument hierso. Nie net werk hy op die Sabbat nie, maar hy sê dat hy dit doen omdat die Vader op die Sabbat werk. Nou ek kan net dink dat dit die Jode geweldig omgekrap het. Ek dink dit is wat gemaak het dat hulle begin rooi sien het. Want nie net doen hy nou iets nie, maar nou indirek in hulle oë maak hy God skuldig aan dieselfde. Jesus sê, ek doen dit, want my Vader doen dit. Hoe weet ons dat dit wat Jesus sê is waar? Hoe weet ons God rus nie op die Sabbat en doen niks op die Sabbat nie? Amen. Die tannie is besig om my preek te preek. Sien julle dat dit nog steeds reën op die Sabbat? Sien julle dat plante nog steeds groei op die Sabbat? Sien julle dat die aarde nog steeds draai op die Sabbat? En die son nog steeds skyn op die Sabbat? Sien julle dat die wind nog waai en jou hart nog klop? Dat jy nog asemhaal op die Sabbat? Want die Jode het dit heeltemal misgehad. Die Sabbat was nie vir niks doen nie. Die Sabbat het nie gegaan oor wat jy in jou sak dra nie. Die Sabbat het nie gegaan dat jou toon mag nie 'n lyn in die grond trek nie, want dan het jy geploeg en dan het jy nou
En dit wat die tannie nou gesê het, ek dink nie ons sou dit oorleef as God eenmal 'n week sy hand heeltemal uit ons lewens moes uithaal. Net een dag 'n week staan die Vader terug en sê dis die Sabbat, nou gaan ek niks doen nie. Kyk, ek is nie besig om teen die 10 gebooie te preek nie, asseblief. Moet nou nie net hierdie gedeelte vat en dit AGS hoofkantoor toe stuur en sê, check hierdie man. Die Sabbat is nog steeds heilig. God sê onderhou nog steeds die Sabbat, maar moet dit nie maak iets wat dit nie is nie. Die Sabbat is nie die langste middagslaapie wat jy kan vat nie. Die Sabbat is nie, ek moet by die huis sit en tog net nie beweeg of enigiets doen. Hanteer dit net reg vir wat dit is. As die Here vir jou moes vra om op die Sabbatdag in jou kar te klim en vir iemand te gaan bid, gaan jy vir hom sê nee, dis die Sabbatdag? Mag jy aantrek nie. Mag jy werk nie. Dan sou hy nie na ons toe kon kom om ons op te rig en ons te leer. Definitief nie. Definitief nie. Want dan moes hy geloof het. Dan sou hy moes sy bene gebruik het om iewers te kom. En dan kon ek sê, jou bene mag nie op 'n Sabbat dra. Ja, nee. So al is dit Sabbat vir die Jode, is God steeds besig om te werk. En dis wat Jesus hier vir die Jode sê. My Vader is besig om te werk. So ek ook. Vers 18. Om hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak. Sien julle die eskalasie van hoe hulle dit gegaan van vervolging na nou probeer hulle aktief om hom dood te maak. Omdat hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God sy eie Vader genoem het en hom aan God gelyk gestel het. Sien die sin daar, hom aan God gelyk gestel het, die Griekse vertalings het baie tye, tenses, waarin hulle goed geskryf het. Onder andere, een van die tenses wat hulle sou gebruik het, is die perfect present tense, die perfekte teenwoordige tyd, wat dan nou maar eintlik net insinieer of beteken dat dit iets is wat nie net een keer gesê was nie. Dit was herhaaldelik gesê oor 'n tydperk. Dit was aanhoudend gesê. Dit was die heeltyd gesê. So toe hulle dit skryf, al wat hulle eintlik sê is Jesus het dit nie net een keer gesê nie, maar hy het aanhou om homself aan die Vader gelyk te stel. Hy het aanhou om te sê dat hy doen net wat die Vader doen. Hy het aanhou om God sy Vader te noem. So die Jode raak nou lekker kwaad. Maar ek wil vanaand hierdie een ding sê. Dit maak nie saak wat die regering sê nie. Maak nie saak wat die Mormone sê of die Jehova Getuies of enige iemand wat met ons verskil nie. Maak nie saak of die Islamiete, die Moslems sê dat Jesus was maar net 'n profeet nie. Maak nie saak wat hulle sê nie. Wanneer Jesus Christus sê en hy homself gelykstel aan die Vader, en wanneer die mense wat daar teenwoordig was en dit gesien het met hulle eie oë het en dit opgeskryf het in die woord van God, dan is dit so. En dit is al wat ons sal glo. En dit is hoekom hulle hom wou doodmaak. Want as Jesus wel God is en glad nie saam met hulle tradisie stem nie, dan sit die Fariseërs met 'n baie groot geloofskrisis. As Jesus die waarheid gepraat het, en ek vermoed dis wat in hulle harte aangegaan het. Nikodemus, Johannes 3, het hierdie selfde gevoel in sy hart gehad.
dalk is daar iets in hierdie man. Hy kom na Jesus toe en hy sê, Rabbi, ons sien die goed wat jy doen en dit wat jy doen, kon jy net doen as jy van God af gekom het. Hy kies om reg te reageer, om te sê, hier's iets wat ek ervaar en beleef binne in my, kom ek gaan en ek gaan vind uit. Die ander fariseërs voel 10 dieselfde goed, maar hulle kan dit nie aanvaar nie, want as ek dit aanvaar, dan val alles wat ons oor honderde duisende jare gebou het, nie honderde duisende nie, duisende jare opgebou het, in mekaar. Dan is al die reëls waaraan ons so lank vasgehou het, nutteloos. Dink julle nie dit is hoekom so baie mense ook nie vandag by die kerk uitkom nie? Want ek het vir myself so wat kan ons dit noem? Ek het vir myself so 'n troon opgebou. Ek het so 'n prentjie in die wêreld al uitgestraal en so 'n idee van myself opgebou, dat as ek moet ingee en kerk toe gaan en my lewe verander, gaan alles wat ek het uitmekaar uitval. Vers 19. Hierop het Jesus vir hulle gesê, Amen, amen. Ek sê vir julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen. Want wat die Vader ook al doen, doen die seun net so. Die eerste ding wat ons gesien het, wat anderste is as Jesus, is daai vreugde wat hy het, daai verhouding met die Vader, daai verhouding wat hy het met die Vader, wat reflekteer. Hy sê, ek wil net vinnig herinner, vers 17, my Vader is tot nou toe aan die werk, en ek is ook aan die werk. Sy verhouding met die Vader word gereflekteer, want dit wat die Vader doen, dit doen hy. En nou sien ons iets anderste wat Jesus spesiaal gemaak het, en ek sê nie spesiaal in die sin van, dit het hom anders as ons gemaak nie, want al hierdie, is vir my en jou ook moontlik, omdat hy 100% mens was. Die ander ding wat hom spesiaal gemaak het, is sy koneksie en sy afhanklikheid met die Vader. Ek wil net weer vers 19 vir julle lees. Hy sê, Amen, amen, ek sê vir julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen, want wat die Vader ook al doen, doen die seun. Filippense 2 vers 6 en 7, en hier kom die teksgedeelte nou. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om vas te klem nie, maar homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het. Alhoewel hy op 'n stadium in die gestalte van God was, het hy dit nie gesien as iets waaraan hy moet vashou nie, maar homself leeg gemaak daarvan. So hoe het Jesus dan daai wonderwerke gedoen as hy leeg was van dit? Hoe het hy hierdie man opgetel en vir hom gesê laat loop as hy leeg gemaak was van sy gestalte van God? As dit nie gevloei het uit die feit uit dat hy 100% God was nie, waar kom dit vandaan? Sy koneksie met die Vader en sy afhanklikheid van die Vader. Alhoekom Jesus daai wonderwerke en tekens kon doen, was omdat hy 'n intieme koneksie en 'n verhouding met die Vader en met die Heilige Gees gehad het. Nou waar het mense dit verloor? Vangeraai. By die boom. Reg in die begin in die tuin van Eden. En die mense hierdie koneksie verloor. So sorry, julle gaan dit nou 'n tweede keer hoor, maar by die oggenddiens loop woordskool soms so bietjie oor.
Mm. 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 Amen. Kan ek julle 'n lewensgeheim vertel? Vat dit van 'n 29-jarige. Weer as van julle wat dubbel my experience het. Vyand kan niks niets uitdink nie. Hy kom met dieselfde triks reg van die tuin van Eden af. Dieselfde strikke, dieselfde goed. Daar's nie 'n nuwe ding wat hy kan uitdink om te sê, okay, maar nou gaan ek hulle vang. Al wat verander, is ons maak dit vir hom makliker. Maar is dieselfde triek. En dis soos Paul sê, is net daai klein verdraaientjie. Net daai klein skyfie wat hy maak. Net daai klein gedagteverandering van die woord sê, want so lief het God die wêreld gehad, na want so lief het God die enkele groep mense gehad. Dis 'n klein woordveranderingkie, maar skielik is jy heeltemal op 'n dwaalspoor. So terug in die tuin van Eden. God sê vir Adam, jy mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Hoekom nie? Kennis van goed en kwaad is mos goed. Ek moet mos weet wat is reg of verkeerd. Daar was nie kwaad nie. Net so. In die oomblik toe hulle van die boom eet, wat gebeur? Hulle ontdek toe onmiddellik wat is kwaad. Skielik kom hulle agter, maar ons is kaal. Ons het van die boom geëet en nou is ons kaal. Sien, hulle het nie van die boom geëet wat jou kaal maak nie. Die probleem was nooit dat hulle kaal was nie, die probleem was skielik het hulle nou die kennis. Skielik het hulle nou kennis dat om kaal voor mense te staan is nie 'n goeie ding nie. Hulle het nou die kennis opgedoen van goed en kwaad. En skielik begin hulle vir hulle self vra. Maar wat is dan nou goed en wat is dan nou kwaad? En dit klink soos 'n goeie ding, maar is eintlik so bitter sleg. Om vir jouself te probeer uitfigure wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is kwaad? Om jou eie beoordelaar te wees van wat ek nou moet doen en nie moet doen nie. Jy gaan op 'n baie slegte plek opeindig, want kyk terug oor geskiedenis. So ver terug soos wat jy in jou geskiedkundige klas kan onthou. Ek dink die verste terug wat ons geleer het was Hitler gewees. Hoeveel keer het mense nie al oor en oor bewys dat in die naam van goed kies ons die kwaad? Ons dink ons doen 'n goeie ding. Hitler het gedink, nee, die Jode het aangejaag. Die Jode het gemaak dat ons is waar ons is. Die Jode moet uit. In die naam van goed kies ons soveel keer kwaad. So hoekom hou ons aan om te dink dat ek gaan hierdie uitfigure? En ja, dalk is dit nie so erg soos wat ons dit maak nie. Dalk is dit nie ons wat probeer uitfigure of moet ek nou hierdie persoon terugskiet of nie terugskiet nie. Dalk is dit baie meer eenvoudig hoe dit in ons lewens afspeel. Dalk is dit meer eenvoudig in die sin van ek bepaal my eie gevoelens. Here, hierdie persoon het iets net te erg gedoen.
U sal verstaan as ek nie vergewe nie. Here, hierdie persoon het nou so en so opgetree, maar ek weet, Here, U sal hulle straf. Waar Adam en Eva die pot begin mis het, is toe hulle self kon uitfigure wat is goed en wat is kwaad. Het hulle eintlik nie meer God nodig gehad nie. Hulle kon dit self uitfigure. Voor die boom, voor die vrug wat hulle geëet het, moes hulle na God toe draai vir elke liewe besluit. Vir elke oomblik, vir elke gevoel. Moes na God toe draai en sê, Here, hierdie vrou wat U vir my gemaak het, sy het nou op my toon getrap. Hoe moet ek nou voel? Vandag se tyd sou ons vuur en vlam gewees het en ons sou ook gesê het, Here, hierdie vrou wat U vir my gemaak het, maar 'n hele ander stem toon. En nou sou klaar vooraf besluit het wat was goed en wat was kwaad gewees. Maar as ons kan terugkom by die punt waar voordat ek ewen besluit hoe ek voel oor 'n saak, gaan ek met God praat en sê, Here, wat maak ek nou? Here, hulle het my weer gevloek en geskel en geskree. Wat maak ek nou? Here, hulle is besig om my te vervolg. Hoe voel ek nou? Here, hier is 'n goeie geleentheid voor my. Dit gaan my finansiëel beter maak. Dit gaan maak dat ek 'n beter lewe kan leef. Dit gaan maak dat ek beter vir my gesin kan sorg. Maar Here, wat maak ek nou? In plaas daarvan om self te bepaal wat ons dink goed is en wat ons dink kwaad is. Want dit is presies wat die Jode gedoen het. Hulle het die gebooie gevat en in plaas daarvan om te sê, Here, help ons, ons sukkel om te verstaan, ons weet nie hoe gaan ons alles hou nie, toe maar ons sal self besluit wat is goed en wat is kwaad. Ons sal self reëls by die reëls sit om seker te maak ons doen nie die kwaad nie. In die naam van goed maak hulle eintlik 'n klomp kwaad. En dis wat Jesus anders te gemaak het. Dis wat gemaak het dat hy modder op die blinde man se oë kon smeer en hy kon sien. Want hy het met die Vader eers gepraat. Wat gemaak het dat hy die man kon optel en sê, staan op, tel jou mat op en loop. Want hy het eers met die Vader gepraat. Die Jode het nie meer daai intieme koneksie nie. So die vraag wat ek jou wil vra vanaand. So hoe bepaal jy van watse boom is jy besig om te eet? Hoe weet ek of ek self besluit oor wat goed of kwaad in my lewe is? Antwoord is eenvoudig. Bid jy daaroor? Praat jy met die Here daaroor? Is hy so deel van jou verhouding en van jou lewe, dat met elke besluit, elke situasie, alle omstandighede, het jy so 'n verhouding met hom, dat jy met hom praat daaroor? Want ek kan vir jou sê, as jy nie doen nie, kan ek vir jou sê van wat se boom jy eet. Besluit vandag. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein die besluit nie. Jy gaan met die Vader daaroor praat. En jy gaan doen wat hy sê. Jy gaan met die Vader daaroor praat. En hy kan jou waarborg. Hy gaan vir jou sê. Sê klop, ek sal vir jou antwoord. Vra, ek sal vir jou gee. Soek, en jy sal vind. Dis wat Jesus anders te gemaak het. En dis presies wat my en jou ook anders te gaan maak. Amen.
Kom ons bid saam. Here, dankie. Here, soms raak woorde op en weet ons nie wat om nog te sê behalwe net Here, dankie. Dankie vir u woord. Dankie vir u Heilige Gees. Dankie vir u liefde. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie Here vir u leiding. Dankie vir die krag wat u vir ons gee. Dankie dat u ons vergewe het en ons vrygekoop het. Here, dankie dat u iets anders kom doen het. Here, dankie dat u 'n nuwe ding kom doen het. Here, my gebed is dat as ons hier uitgaan, Here, ons nie net hoorders sal wees nie, maar sal doeners van u woord wees. Here, dat ons nie net sal skyn van heiligheid nie, liewe Here, maar dat ons 'n egte verhouding met u sal hê. Dat ons 'n intieme koneksie met u sal hê. Dat alles wat ons doen, Here, sal vloei uit 'n verhouding met u, Here. Here, dankie vir u woord wat beloof dat as ons u nader, Here, sal u ons ook nader. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar ons bid dit omdat u 'n goeie en getroue God is. En ons bid dit alles in u wonderlike en heilige naam alleen. Amen.